Kyk julle, ons gaan aan met Esegiel vanaf hoofstuk 11. Die oordeel van God teen die vernaamste voormanne in Jerusalem. En die Gees het my opgehef en my gebring na die oostelike poort van die huis van die Hemelse Vader, wat na die ooste kyk. En kyk, by die ingang van die poort was daar 25 man, en onder hulle het ek gesien Jason, ja, die seun van Asser, Pelatja, die seun van Benanja, vorste van die volk. Toe sê hy vir my, mensekind, dit is die manne wat ongeregtigheid bedink het en slegte raad gegee het in hierdie saak, in hierdie stad. Wat sê, nie so gou kom die tyd om huis te bou nie, hierdie stad is die pot en ons is die vleis. En daarom profeteer teen hulle, profeteer mensekind. Toe val die Gees van die Hemelse Vader op my, en hy sê vir my, spreek, so sê die Hemelse Vader, so sê julle gespreek, o huis van Israel, en wat in julle gees opkom, weet ek. Julle het die wat deur julle verslaan is, in hierdie stad vermenigvuldig, en julle het die strate volgemaak met die wat verslaan is. Daarom so sê die Hemelse Vader, die wat deur julle verslaan is, wat julle daarin neerlê, hulle is die vleis, en hierdie stad is die pot, maar julle sal ek daar uitbring. Julle is bevrees vir die swaard, maar die swaard sal ek oor julle bring, spreek die Hemelse Vader. En ek sal julle daar uitbring, en julle oorgee in die hand van die vreemdes, en strafgerigte onder julle oefen. Julle sal deur die swaard val, by die grens van Israel sal ek julle oordeel, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Hierdie stad sal vir julle nie die pot, en julle nie daarin die vleis wees nie. By die grens van Israel sal ek julle oordeel, en julle sal weet ek die Hemelse Vader is. Omdat julle nie in my insettinge gewandel het nie, en my verordeninge nie gehou het nie, maar gehandel het volgens die verordeninge van die nasies wat rondom julle is. En terwyl ek profeteer het, Pelatja, die seun van Benanja, gesterwe. Toe het ek op my aangesig geval en hardop uitgeroep en gesê, ag Hemelse Vader, wil U 'n einde maak aan die oorblyfsel van Israel? Toe het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, jou broers die manne wat aan jou verwant is, en die hele huis van Israel, almal saam, van wie die inwoners van Jerusalem sê, bly ver van die Hemelse Vader af. Aan ons is dit die land as besitting gegee. Daarom sê, so spreek die Hemelse Vader, omdat ek hulle ver weg gedryf het onder die nasies, en omdat ek hulle verstrooi het in die lande, en ek vir hulle 'n kort rukkie 'n heiligdom geword het, in die land waar hulle gekom het. Daarom sê, so spreek die Hemelse Vader, ek sal julle bymekaar maak uit die volke, en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en ek sal aan julle die land Israel gee. En hulle sal daar na toe kom, en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder, en ek sal julle een hart gee, en 'n nuwe gees in hulle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder, en hulle 'n hart van vlees gee, sodat hulle in my insettinge kan wandel, en my verordeninge kan hou, en dit doen, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aanloop, hulle wandel laat ek op hulle hoof neerkom, spreek die Hemelse Vader. Toe het die gerubs hulle vlerke opgehef, en die wiele gelyktydig met hulle saam, terwyl die heerlikheid van God van Israel bo oor hulle was. En die heerlikheid van die Hemelse Vader het opgestyg uit die stad, uit die weg, en het gaan staan op die berg, wat oos van die stad lê. Daarna het die Gees opgeneem en my in 'n gesig deur die Gees van God gebring na Galdea, na die ballelinge, en die gesig wat ek gesien het, het van my af opgetrek, en ek het aan die ballelinge verkondig al die woorde van die Hemelse Vader, wat hy my laat sien het. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 12.
die opening in die muur, die gevangenskap en die verstrooiing. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, jy woon onder die mense wat van die wederstrewige huis, wat oë het om te sien, maar nie sien nie, ore het om te hoor, maar nie hoor nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar jy, mensekind, maak vir jou toebereidsels om in die ballingskap te gaan, en gaan oordag in ballingskap voor hulle oë, vertrek soos 'n balleling voor hulle oë, van jou woonplek af na 'n ander plek toe. Miskien sal hulle dit sien, want hulle is 'n wederstrewige huis. En jy moet jou goed oordag uitbring en voor hulle oë soos die goed wat vir ballingskap nodig is, maar self moet jy in die aand uitgaan voor hulle oë soos die wat 'n ballingskap uitgaan. Breek vir jou 'n gat in die muur voor hulle oë en bring dit daardeur uit. Voor hulle oë moet jy dit op die skouer dra, in die pikdonker moet jy dit uitbring. Jou aangesig moet jy bedek, sodat jy die land nie sien nie, want ek maak jou tot 'n sinnebeeld vir die huis van Israel. En ek het toe gedoen soos vir my beveel is. Ek het goed oordag uitgebring soos die goed wat vir ballingskap nodig is. En in die aand het ek met my hand vir my 'n gat in die muur gebreek, en die pikdonker het ek dit uitgebring, dit op die skouer voor hulle oë gedra. Toe kom die woord van die Hemelse Vader tot my in die môre en sê, mensekind, het die huis van Israel, die wederstrewige huis, nie vir jou gesê, wat maak jy daar nie? Sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, hierdie las sien op die vors in Jerusalem en die hele huis van Israel wat onder hulle woon. Sê, ek is julle sinnebeeld, soos ek gedoen het, so sal met julle gedoen word. In ballingskap en gevangenskap sal hulle gaan. En die vors wat onder hulle is, sal die goed op die skouer dra, in die pikdonker, en hy sal uitgaan. Hulle sal 'n gat in die muur breek om daardeur uit te bring. Hy sal sy aangesig bedek, omdat hy self die land met die oog nie sal sien nie. En ek sal my net voor hom uitsprei, en in die stryk sal hy gevang word. En ek sal hom na Babel, na die land van die Galdeërs bring, maar hy sal dit nie sien nie, en daar sal hy sterwe. En almal wat rondom hom is, sy hulp en al sy leers sal na al die windstreke verstrooi, en die swaard agter hulle uittrek. En dan sal hulle weet dat ek die Hemelse Vader is, as ek hulle onder die nasies versprei en hulle in die lande verstrooi. Maar ek sal van hulle 'n klein klompie laat oorbly van die swaard, die hongersnood en die pes, sodat hulle al hulle gruwels kan vertel onder die nasies waar hulle kom. En die sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Daarna het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, jy moet jou brood met bewing eet en jou water met siddering en kommer drink, en jy moet aan die mense van die land sê, so spreek die Hemelse Vader, aangaande die inwoners van Jerusalem in die land Israel, hulle sal hulle brood met kommer eet en hulle water stomme smart drink, sodat hulle land van sy volheid beroof is, woes sal hê vanweë die geweldpleging van almal wat daarin woon. En die stede wat bewoon is, sal woes word, en die land sal 'n wildernis wees, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Profesie teen valse profete vanaf vers 21. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, wat is dit vir 'n spreekwoord wat julle het in die land van Israel, naamlik, die dae gaan voort, en van al die gesigte kom niks nie. Daarom sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, ek maak 'n einde aan hierdie spreekwoord, sodat hulle dit nie meer spreekwoord in Israel sal gebruik nie, maar sê vir hulle, die dae is naby, en die woord van elke gesig wat daar sal geen bedrieglike gesig of vleiende waarsêery in die huis van Israel meer wees nie. Want ek, die Hemelse Vader, ek sal spreek wat ek as woord spreek, en dit sal gebeur, dit sal nie meer uitgestel word nie, want in julle dae, o wederstrewige huis, sal ek 'n woord spreek en dit uitvoer, ook spreek
die Hemelse Vader. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, kyk die huis van Israel sê, die gesig wat hy sien is vir baie dae en hy profeteer van tye wat ver is. Daarom sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 13. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die profete van Israel, wat profeteer, en sê aan die ander profete wat uit hulle eie hart is, hoor die woord van die Hemelse Vader. So spreek die Hemelse Vader, weet die dwaase profete wat agter hulle eie gees aanwandel, en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. Jou profete, o Israel, is soos jakkalse in pynhope. Julle het in die bresse nie opgegaan nie, en die muur nie gebou om die huis van Israel, om in stryd paal te staan in die dag van die Hemelse Vader nie. Hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêery, hulle wat daar sê, die Hemelse Vader het gespreek, terwyl die Hemelse Vader hulle nie gestuur het nie, en dan wag hulle op vervulling van die woord. Het julle nie 'n bedrieglike gesig gesien en 'n leenagtige waarsêery gespreek nie, deurdat julle sê, die Hemelse Vader spreek, terwyl ek nie gespreek het nie. Daarom so spreek die Hemelse Vader, omdat julle valsheid gespreek het en leenagtige gesigte gesien het. Daarom kyk, ek het dit teen julle spreek die Hemelse Vader. En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuns waarsê. Hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie, en in my boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie, en in die land van Israel nie kom nie, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Omdat hulle my volk verlei het deur te sê, vrede, terwyl daar geen vrede is nie, en as 'n volk 'n muur bou, kyk, dan bepluister hulle dit met loskalk. Hy sê vir hulle wat met loskalk pluister, dat dit sal afval, daar sal 'n oorstromende stortreën kom, en julle halstene sal val, en 'n stormwind sal losbreek. En kyk, daar val die muur. Sal dan nie vir julle gesê word, waar is die pleister waarmee julle gepluister het nie? Daarom so spreek die Hemelse Vader, ja, ek sal 'n stormwind in my grimmigheid laat losbreek, en daar sal oorstromende stortreën kom in my toorn, en haalstene in grimmigheid tot vernietiging, en ek sal die muur afbreek wat julle met loskalk gepluister het, en dit op die grond gooi, sodat die fondamente blootgestel sal word. Dan sal die stad val, en julle sal daaraan omkom, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is, en ek sal my grimmigheid laat uitwoed teen die muur en teen hulle wat dit met loskalk gepluister het, en ek sal vir julle sê, weg is die muur en weg is hulle wat gepluister het. Naamlik die profete van Israel wat profeteer aangaande Jerusalem en vir hom gesigte van vrede sien, terwyl daar geen vrede is nie, spreek die Hemelse Vader. En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk, wat as profetesse optree uit hulle eie hart en profeteer teen hulle, en sê, so spreek die Hemelse Vader, weet die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte van die hande van die sluiers, maak oor die hoof van allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang van my volk, en siele vir julle voordeel in die lewe hou? Ek en jy ontheilig my en by my volk vir 'n paar hande vol gars en vir 'n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuns luister. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, ek het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voëls, en ek sal hulle van julle arms afskeer, en ek sal julle siele losmaak, die siele wat julle gevang soos voëls, en ek sal ook julle sluiers skeer, en my volk uit julle hand red,
sodat hulle nie meer 'n byt in julle hand sal wees nie, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Omdat julle met leuns die hart van die regverdige droewig gemaak het, terwyl ek hom geen smart aangedoen het nie, en die hande van die goddelose versterk het, dat hy van sy slegte weg nie sou terugkeer om hom in die lewe te hou nie. Daarom sal julle geen bedrieglike gesigte meer sien, en geen waarsêry meer drywe nie, maar ek sal my volk wat uit julle hand red, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 14, straf van die afgodsdienaars. Daarop het manne uit die oudstes van Israel na my gekom en voor my gaan sit, en toe hulle die woord van die Hemelse Vader tot my kom en gesê, Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit. Sou ek my dan werklik deur hulle laat raadpleeg? Daarom spreek met hulle en sê vir hulle, so spreek die Hemelse Vader, elke man uit die huis van Israel wat drekgode in sy hart opgeneem en 'n struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, ek, die Hemelse Vader, sal hom daarvolgens volgens die menigte van sy drekgode antwoord gee, sodat ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hulle drekgode hul van my afwend. Daarom sê aan die huis van Israel, so spreek die Hemelse Vader, bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend julle aangesig af van al julle gruwels, want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en my nie navolg nie, en sy drekgode in sy hart opneem, en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit, en na die profeet toe kom, dat my vir hom kan raadpleeg, hom sal ek, die Hemelse Vader, self antwoord gee. En ek sal my aangesig gerig teen die man, en hom tot 'n teken en 'n voorwerp van spot maak, en ek sal hom uitroei uit die midde van my volk, en julle sal weet dat ek die Hemelse Vader is. En as die profeet hom laat verlei om 'n woord te spreek, ek, die Hemelse Vader, het die profeet verlei, en ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel, en hulle moet hulle ongeregtigheid dra, soos ongeregtigheid van 'n vraaier. So sal die ongeregtigheid van die profeet wees, sodat die huis van Israel nie meer agter my wegdwaal nie, en hulle nie meer verontreinig met al hulle oortredinge nie. Dan sal hulle vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, so spreek die Hemelse Vader. Regverdigheid van die kastyding van God, vanaf vers 12. Verder het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, Mensekind, as 'n land teen my sondig deur troubreek te begaan, en ek my hand daarteen uitstrek en die straf van die brood daarvan verbreek, en die hongersnood daarin stuur, en ek daaruit mens en dier uitroei, al was hierdie 3 manne, Noag, Daniel en Job, daarin dan sou hulle deur hulle geregtigheid net hulle eie siel red, spreek die Hemelse Vader. As ek wilde diere in die land laat rondswerf, dat hulle dit kinderloos maak en dit 'n wildernis word, sodat niemand daar deurgaan vanweë die wilde diere nie. Al was hierdie 3 manne daarin, so waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, hulle sou geen seuns of dogters red nie, net hulle sou gered word, maar die land sou 'n wildernis wees. Of as ek die swaard bring oor daardie land en sê, laat die swaard deur die land trek, en ek daaruit die mens en dier uitroei, al was hierdie 3 manne daarin, so waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, hulle sou geen seuns of dogters red nie, maar net hulle sou gered word. Of as ek pes in daardie land stuur, en my grimmigheid oor hulle uitgiet in bloed, om daaruit mens en dier uit te roei, al was Noag, Daniel en Job daarin, so waar ek leef, spreek die Hemelse Vader,
hulle sou geen seun of dogter red nie. Hulle sou net hulle eie siel deur hulle geregtigheid red. Want so sê die Hemelse Vader, hoeveel te meer as ek my vir 4 kwaai gerigte, swaard, hongersnood, wilde diere en pes op Jerusalem afstuur om daaruit mens en dier uit te roei. Maar kyk, daarin sal oorbly wat ontvlug, wat uitgebring word, seuns en dogters, kyk, hulle kom uit na julle toe, dat julle hulle weg en hulle handelinge kan sien, en julle getroos kan word oor die onheil wat ek oor Jerusalem gebring het, oor alles wat ek daaroor gebring het. Ja, hulle sal julle troos as julle hulle weg en hulle handelinge sien, en julle sal weet dat ek nie te vergeefs alles gedoen het nie, ek daarin gedoen het nie, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 15. Die nuttelose hout. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, wat is die hout van die wingerdstok meer as al die hout wat die wingerdsrank wat onder die hout van die bos is? Word daar hout van geneem om vir 'n stuk werk te gebruik, of neem 'n mens daar 'n pen van om allerhande goed aan op tang? Kyk, dit is aan die vuur oorgegee om verteer te word. As die vuur sy 2 ente verteer het en sy middelste stuk geskroei is, sal dit deeg vir 'n stuk werk. Kyk, toe dit heel was, kon daar niks van gemaak geword het nie. Hoeveel minder as die vuur dit verteer het en dit geskroei is, sal daar dan tog nog iets van gemaak kan word? Daarom so sê die Hemelse Vader, soos die hout van die wingerdstok is onder die hout van die bos, wat ek aan die vuur oorgegee het, om verteer te word, so het ek die inwoners van Jerusalem oorgegee. Ek sal my aangesig teen hulle rig, uit die vuur het hulle voortgekom, en die vuur sal hulle verteer, en julle sal weet, dat ek die Hemelse Vader is, en ek my aangesig teen hulle gerig het, en die land 'n wildernis maak, omdat hulle troubreek begaan het, so spreek die Hemelse Vader. Tot sover.